Hallo, ons is by die 4de video in ons reeks oor hoe om organiese verbindings te benoem. In ons heel eerste video het ons gekyk na die verskillende homoloë reekse en die verskillende funksionele groepe vir alkane, alkene, alkyne. Toe beweeg ons aan na die haloalkane en die alkohole toe in ons tweede video, om hulle te onderskei. In ons derde video het ons gekyk na die ketone en die aldehiede. En nou in ons 4de video gaan ons kyk na die karboksielsure en die esters. Nou die karboksielsure en die esters lyk baie eners. As jy kyk na hierdie twee funksionele groepe, dan kan jy sien die karboksielsuur het 'n dubbelbinding O op 'n koolstof en hy's verbind met 'n OH. Hierdie funksionele groep by 'n karboksielsuur sal altyd aan die einde van die ketting voorkom. En die karboksielsuur eindig dan ook met anoësuur. In die ester lyk dit effens dieselfde, ek het ook my dubbelbinding O, maar hy eindig nie met 'n OH nie. Waar te sê, hierdie kant gaan ek nog 'n koolstofketting kry. So in my ester het ek eintlik twee koolstofkettings, een wat na hierdie kant toe gaan en een wat na daai kant toe gaan. En hy gaan eindig in anoaat. 'n Voorbeeld van 'n karboksielsuur sal iets wees soos butanoësuur. 'n Voorbeeld van 'n ester sal iets wees soos methyletanoaat. Ons kyk in meer detail na ons ester. Hier kan jy sien, in die middel van die ester, hier sit ons funksionele groep. En soos ek gesê het, eintlik as jy mooi gaan kyk, het ek hierdie suurstof, wat twee verskillende koolstofkettings vir mekaar skei. Aan hierdie koolstofketting aan hierdie kant het ek 'n dubbelbind O, en aan hierdie kant is dit net twee koolstowwe wat aan 'n O verbind is. Moet egter nie geflous word en dink dat my dubbelbinding O altyd aan die regterkant van my ester sal staan nie. Ek kon net sowel die dubbelbinding O aan hierdie kant gehad het. Wat maak die dubbelbinding O nou so spesiaal? As ek die koolstofketting het, wat aan die suurstof verbind is, waaraan die dubbelbinding O voorkom, dan weet ek hierdie deel van my naam gaan eindig in anoaat. Hierdie koolstofkettingkie gaan op die einde verantwoordelik wees vir my deel wat eindig met iel. So as ek kyk na hierdie hele voorbeeld, hierdie kant eindig met iel en hierdie kant eindig met anoaat, dan is die naam van hierdie hele ester etielpropanoaat. Op hierdie stadium hoef jy nie veel te bekommerd te wees oor die et-deel van die etiel en die propdeel van die anoaat nie. So jy kan sien ek het in die naam dit sommer in swart gehou. Jy moet net kan agterkom tot watter funksionele of homoloë reeks behoort hierdie hele verbinding. En dan uit sy naam uit moet jy kan sien as daar 'n iel en 'n anoaat voorkom, moet jy weet dis 'n ester. En as jy hierdie funksionele groep sien waar twee verbindings voorkom, dan weet jy ons het hier te doen met 'n ester. Okay, ons kyk gou weer na ons verskillende voorbeelde. As ons gaan kyk na hierdie een hierso, dan sien ek het 'n koolstof waaraan 'n dubbelbinding O voorkom en 'n OH. En dit kom op die punt van die ketting voor. So hierdie is duidelik 'n voorbeeld van 'n karboksielsuur. En sy naam op die einde gaan wees metanoësuur. Ons kyk na hierdie struktuur. Aan my koolstof het ek die dubbelbinding O en dan die OH. Duidelik nog 'n karboksielsuur en sy naam is dan ook etanoësuur. Laaste voorbeeld. Op my laaste koolstof het ek die dubbelbinding O en die OH wat voorkom. En hierdie karboksielsuur se naam is dan butanoësuur. My volgende klompie voorbeelde is esters. En hoe sien ek hulle as esters? In die middel van my koolstof twee kettings. In die middel van my twee kettings het ek 'n suurstof. Twee kettings aan hierdie kant toe gebind, of twee koolstowwe in die ketting aan hierdie kant toe gebind. En hier het ek 3 koolstowwe aan. In hierdie ketting is daar dubbelbinding O, wat vir my gaan sê, hier is my anoaat deel, en hier is my iel deel, etielpropanoaat. Dus kyk gou hier, daar is die O in die middel, my funksionele groep sit hier so,
Ek het 'n O wat verbind is aan 'n C wat verbind is aan 'n dubbelbinding wat weer verbind is aan 'n C aan hierdie kant. Daai hele ding is my funksionele groep. So hoe gaan ek my ester uitken? 'n O verdeel 2 koolstofketings. Een koolstofketting is net in die O gebind en die ander koolstofketting het 'n dubbelbinding O aan. Hierdie deel gaan verantwoordelik wees vir my anoaat. Hierdie deeltjie gaan verantwoordelik wees vir my iel. Eintlik is die naam van hierdie koolstofverbinding etiel metanoaat. Ek sien ek het hier so effens 'n spelfout. Kom ons maak hom gou reg. Dis hy. Dis beter. Etiel metanoaat. Ons kyk na ons laaste voorbeeld aan hierdie kant. Daar is my suurstof in die middel van 2 koolstofketings. Daai kant het ek 'n ketting en hierdie kant. Een ketting aan hierdie kant is gebind aan die dubbelbinding O, so hierdie deel gaan my anoaat wees en hierdie deel gaan my iel wees. En hierdie ester se naam is metieletanoaat. Waarom gaan kyk jy nie of jy nou al hierdie verskillende homoloogreekse uitmekaar gaan ken nie? Jy hoef net van die struktuur af te weet tot watter homoloogreeks iets behoort. Is hy 'n alkaan, 'n alkeen, 'n ester, 'n alkohol ensovoorts? Of as ek vir jou die naam gee, gaan probeer 'n bietjie die volgende oefening en kyk of jy hierdie reg kry. Tik net hierdie volgende adres in jou webtuiste se adresruimte in. Sterkte!